Here Christus, die naam van ons medebroeder, Gerben Meyer, wat hier teenwoordig is herhaaldelik in die gemeente afgekondig, nadat hy as herder en leraar van hierdie gemeente beroep is. Niemand het 'n wettige beswaar teen sy leer en lewe ingebring nie, en daarom gaan ons nou die naam van die Here tot sy bevestiging oor. Dis egter nodig dat u, broeder Gerben, en ons almal wat hier teenwoordig is, eers moet luister wat die woord van God ons oor die instelling en die amptswerk van die herders of bedienaars van die woord leer. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in sy kerk roep. Daarom gee hy aan sy kerk apostels en profete. Ander gee hy as evangeliste, ander as herders en leraars, om die gelowiges vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus toe te rus. As herder en leraar is u, geliefde broeder, geroep om die kudde van God wat aan u sorg toevertrou word, te versorg en te lei en te beskerm. U moet dit doen deur die verkondiging van die woord, die bediening van die sakramente, die diens van die gebede en deur te help met die regering van die kerk. Die amptswerk is dus die volgende. U moet die woord van God grondig ondersoek en suiwer en eenvoudig aan die gemeente verkondig. As herder moet u vashou aan die betroubare woord wat volgens die leer is en dit reg sny. In die erediens en by huisbesoek moet u lidmate onderrig en vertroos, vermaan en teregwys volgens die eis van elkeen se omstandighede. Paulus sê immers in 2 Timoteus 4, ek besweer jou voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning in sy koninkryk, verkondig die woord. Hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en leer. U moet die sakramente bedien wat die Here as tekens en seels van sy genade vir ons ingestel het. Uit die bevel van Christus aan sy kerk is dit duidelik dat die doop bedien moet word en sy dood in die nagmaal herdenk moet word. U moet die naam van die Here in die erediens aanroep met skuldbelydenis, met die lof en danksegging, en u moet vir alle mense voorbereiding doen. U moet die verbondskinders onderrig in die kennis van die woord van God, gedagtig aan die woord van Christus en aan Petrus, laat my lammers bly. U moet saam met die ouderlinge by die gemeente toesig hou en sorg dat alles ordelik verloop. Die gemeente moet teen dwaalleer beskerm word en lidmate moenie sondig en sleg lewe soos goddeloses nie. Vir die doel is aan die apostels en in hulle aan die opsieners van wie u een is, die sleutels van die hemelryk te vertrou. Dit is ook u roeping om aan die wêreld die evangelie te verkondig en om die gelowiges op te wek om die naam van die Here Jesus vir die mense te bely. U moet ook die afgedwaaldes opsoek om hulle in die gemeenskap van die kerk terug te bring. U besef dus hoe heerlik, maar ook hoe verantwoordelik die roeping en die diens van die bedienaar van die woord is, terwyl u die volgende woorde van die apostel in gedagte hou, en dit alles is uit God, wat ons met onsself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle misdade nie toe te reken nie, en die woord van die versoening aan ons toe te vertrou. Ons tree dan op as gesande van Christus, asof God deur ons vermaan. Ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Die Gerben Meyer, u het gehoor wat die opdrag is. Ons vra u nou om opreg op die volgende vrae te antwoord. Eerstens, is u in die hart daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie heilige diens geroep is? Tweedens, glo u dat die
werk en alle leringe wat daarmee in stryd is. Derdens, beloof u om die goddelike opdrag getrou en met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer. Vierdens, beloof u om die lewe ooreenkomstig hierdie leer in te rig. En vyfdens, beloof u om die aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in die leer of lewe afwyk. Die Gerben Meyer, wat is hierop? Die antwoord. Maar God, ons Hemelse Vader, wat u tot hierdie diens geroep het, u deur sy Heilige Gees verlig, u deur sy hand versterk en u in u bediening so regeer dat u lewe en werk sal dien tot grootmaking van sy naam, tot uitbreiding van die ryk van sy Seun Jesus Christus. Amen. Gemeente, voordat ons verder luister na die formulier, gaan ons broeder toesing die seënbede van Psalm 72, vers 1. Geliefde broeder, mededienaar, jy moet Christus lief hê en as herder sy skape laat lei, oor hulle toesig hou, nie uit dwang nie, maar gewilliglik. Nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid. Ook nie uit heersig oor die wat God aan die sorg toevertrou het nie, maar met die innige begeerte om 'n voorbeeld vir die kudde te wees. Wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid. U moet aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Leef daarin, sodat u vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Moenie die genadegawes wat aan u gegee is, verwaarloos nie. Let op die lewe en die leer. Volhard daarin, want deur dit te doen, sal u uself red, sowel as die wat u hoor. Lei dan verdrukking, soos 'n goeie krygsman van Jesus Christus. En wanneer die opperherder verskyn, sal u die onverwelkelike kroon van heerlikheid ontvang. En u, geliefde gemeente, ontvang u bedienaar van die woord met blydskap. Betoon hom die nodige agting. Dink daaraan dat God self u deur hom aanspreek, maar die koms van hom wat die goeie boodskap bring vir u lieflik en aangenaam wees. Dink aan hom in u gebede. Wees gehoorsaam aan uw voorgangers, want hulle hou wag oor die lewe en hulle moet aan God rekenskap gee. As u dit doen, sal die vrede van God in die huise inkom en sal u wat hierdie broeder wat 'n profeet is ontvang, die loon van 'n profeet verwerf. En omdat u deur sy woord in Christus glo, sal u deur Christus die ewige lewe beerf. Ons kan dit nie uit onsself nie doen nie. Nie Gerben nie een van ons nie. En daarom gaan ons nou met danksegging tot God bid. Ons gaan dit staande doen, dan bly ons staan om ons slotsang te sing, Psalm 18 vers 4, 7 en 8, waarna u die seën ontvang. Ons
Ons gaan nou eers bid en daarna sing. Onze Vader, ons dank U dat U aan hierdie gemeente 'n getroue bedienaar skenk. Ons bid U maak hom deur die Gees hoe langer hoe meer bekwaam vir die taak waarvoor U hom voorberei en waartoe U hom geroep het. Verlig sy verstand dat hy die woord kan verstaan en gee aan hom vrymoedigheid om die geheimenis van die evangelie bekend te maak. Verleen hom wysheid en insig om die gemeente saam met die ouderlinge reg te regeer en om die Christelike vrede te bewaar. Sodat die gemeente onder sy bediening en deur sy goeie voorbeeld in aantal en in deug kan toeneem. Gee dat hy moedig mag wees in alle moeilike dinge wat hy in sy diens mag tegenkom. Versterk hom deur die troos van die Heilige Gees, sodat hy tot die einde toe standvastig kan bly en eenmaal saam met die getroue dienaars in die vreugde van die Here ontvang mag word. Verleen die gemeente ook die genade om hulle teenoor 'n beherder te gedra soos dit hoort. Laat hulle hom as U gesand erken en hulle aan sy lering en vermaning onderwerp, sodat hulle deur sy bediening van die woord in Christus kan glo en ewige lewe deelagtig kan word. O Vader, verhoor ons deur die geliefde Seun. Amen. Amen.
van die seën van die Here. Die Here seën u en hy behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u